Dis geen probleem nie, Tannie. Hy tog. Okay. Die Heilige, ek gaan net van vers 35, vers 33 weer lees. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daar sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwante van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy, wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot die beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Toe het die engel van haar af weggegaan. Tot sover. So, een van die moeilikste preke om te skryf is 'n Kersfeespreek. Ons almal ken die Kersfees storie. Ons het verskillende emosies wat al van kleintyd af by ons wakker gemaak word wanneer ons dink aan Kersfees. En verskillende emosies wat wakker gemaak word as ons hoor van die Bybelverhaal. So verskillende emosies vir verskillende mense. Nou reuke wakker emosie op. En dis omdat die reuksintuig naby aan die geheue sensorie sit. So as jy iets ruik, onthou jy. So dis net 'n treukie weg van emosies. Ek het 'n boek gelees van Pierre Du Plessis en die boek se naam is Jesus ruik soos stof en mirre. En die skrywer begin met die eenvoudige vraag, soos wat ruik Jesus? Nou hierdie vraag het 'n paar ander vrae by my opgebring. Vrae wat ek graag vir Maria sou wou vra. Goed soos, hoe was dit om Jesus te sien bid? Het jy ooit ongemaklik gevoel as jy Jesus moes leer oor hoe hy die wêreld geskep het? Hoe het Jesus by begrafnisse opgetree? Het die gedagte ooit by jou opgekom dat dit is God wat onder jou dak slaap? Was Jesus ooit bang as 'n kind? Waaroor het hy en sy neef Johannes as kinders gesels? Het jy ooit gedink, dis God wat daar besig is om in my sop te eet? En met hierdie vrae en gedagte het ek begin wonder, hoe lyk Kersfees deur Maria se oë? Nou Maria was omtrent, sy was tussen die ouderdom van 14 en 16 en sy het planne gehad. Sy en haar verloofde Josef sou trou, hulle sou huis opsit, kinders kry en eintlik maar 'n rustige, ongekompliseerde lewe lei. Maar dit was alles voor God se engel Gabriël na haar toe gekom het. Want die Here het ander planne met Maria gehad. En ons moet weet dat die Here se planne was groot, aangesien sy engel direk met Maria gepraat het. Maria was 'n meisie en sy was ongetroud en in die antieke Joodse kultuur was hulle nooit direk aangespreek nie. En die engel sê vir Maria dat sy 'n seentjie gaan dra wie se koninkryk nooit sal eindig nie. En sy reageer met die woorde, ek is tot die beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Nou die engel laat dit so eenvoudig klink, maar ons het besef dat die implikasies vir Maria is alles behalwe eenvoudig.
Eerstens, sy was 'n vrou, sy was jonk en sy was arm. Sy was eintlik alles wat haar ongeskik gemaak het vir God om haar te gebruik. Tweedens sou haar swangerskap klomp moeilikheid vir haar bring. Sy sal moes verduidelik aan haar verloofde wat gebeur het. Sy sal aan haar gemeenskap moet verduidelik. En omdat sy ongetroud is, was sy wetties eintlik veronderstel om met die dood tereggewys te word. Maar Maria, die mees ongewone godsdraer, is gekies. God kon 'n prinses of 'n ryk erfgenaam of 'n bekende gekies het. Maar God het 'n meisie uit die laagste sosiale kringe gekies. En haar getroue antwoord was die begin van God se verlossingsplan. Nou in vers 30 tot 32 kom daar 4 dinge na vore. 'n Versekering dat Maria nie hoef bang te wees nie. 'n Belofte dat sy sal swanger word. 'n Opdrag dat sy haar seun Jesus moet noem. En 'n vooruitsig van 'n verlossingsplan. Nou ons onthou vandag die geboorte van Jesus. Maar ons geloof bely nie net sy geboorte nie. Ons glo ook in Jesus se kruisiging en sy opstanding. In vers 32 van ons teksgedeelte maak Gabriël aan Maria die belofte van verlossing. Dit lees: hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Die kruis het vir ons verlossing betaal. Jesus is gekruisig gebore. So wanneer ook al Jesus bewus geword het van wie hy was, het hy ook bewus geraak van wat hy moes doen. Die kruis is die rede waarom hy ons kom leer het van onvoorwaardelike liefde. Het word geskryf deur 'n teoloog dat dit nie die soldate was wat Jesus doodgemaak het nie, maar sy toewyding aan elkeen van ons. Dit was 'n daad van genade. Vir 33 jaar lank het die babietjie wat ons vandag vier, op aarde gelewe, mense genees, saam met sondaars gewoon, onvoorwaardelike liefde kom wys. En dit was geen ongeluk nie. En dit begin met die geboorte van 'n baba deur 'n opdrag. 'n Opdrag aan 'n tienermeisie, dat sy die seun van die Allerhoogste sal dra. Nou dit beteken nie dat Maria was nie bang nie. Dit beteken nie dat haar stem het nie gebewe toe sy ja gesê het nie. Wie van ons is nie bang om die sprong van geloof te vat nie? Om God met ons alles te vertrou nie. Maar soos Maria word die belofte en die versekering vandag vir ons gegee, moenie bang wees nie. God bewys genade aan jou. Want sien, in 'n stad in Bethlehem was daar 'n leedtroon. Maar die Gees het neergedaal. Die engele was stil, maar 'n babietjie is gebore. God het onder ons kom woon. En is eintlik absurd om te dink dat God, die almagtige, oneindige, die ewige God, in die vorm van 'n klein babietjie kom. Die Israeliete het hulle verlossing anders verwag, anders gesien. Maar die aand van Jesus se geboorte het alles verander.
Want Jesus het mens geword as 'n babatjie na die aarde toe gekom, sodat hy soos ons skreeuend, kruipend, lachend, huilend groot kon word. Jesus het mens geword sodat dit moontlik kan wees vir ons om God te sien. Dis wat gebeur as God leer kruip. Jesus moes leer loop sodat hy ons wat loop kan verstaan. Jesus moes leer huil. Hy moes met gebede en trane hierdie wêreld aandurf. Hy moes leer huil. Die sout van trane op sy lippe proe, sodat wanneer ons huil, hy dit kan afdroog. Hy moes leer lag, sodat wanneer ons hierdie Kersfees om die braaivleisvuur sit en die lewe geniet, hy bly is dat ons nog 'n stukkie genade het. Jesus het mens geword, sodat hy kan weet wat dit is om saam met mense te bly. Sodat hy saam met ons kan fees vier. Daarom het Jesus mens geword. Sodat dit nie meer net hierdie gentle Jesus, meek and mild is wat ons eendag gaan sien nie. Nee, hy het mens geword sodat die Here hier en nou is. God by ons. Hy wat ook sy laaste woorde uitroep by sy hemelvaart, ek is by julle al die dae tot die einde van die wêreld. Ek wil afsluit met 'n gebed genaamd Maria se gebed wat deur Max Lucado geskryf is. En die gebed gaan: God, o kindjie God, ontvang deur die eenvoudige van goddelike genade en ons ongenade. Slaap soet, rus goed, klein handjies, want al behoort julle aan 'n koning, sal julle geen satijn aanraak, geen goud besit nie, julle sal geen pen vasgryp of 'n kwas stuur nie. Nee, u handjies is bestem vir meer kosbare werk, om 'n melaatse se wonde aan te raak, om 'n weduwee se trane af te vee, om aan die grond van Getsema te klou. Rus klein voetjies, rus vandag, sodat julle môre met krag kan loop. Rus, want miljoene sal in julle voetspore volg. En klein hartjie, heilige hart, wat die bloed van die lewe deur die heelal pomp, hoeveel keer sal ons jou nog breek? Jy sal geskeur word deur die dorings van die ons beskuldig is. Jy sal verneel word deur die kanker van ons sonde. Jy sal verpletter word deur die gewrig van jou eie smart. Jy sal deurboor word deur die spies van ons verwerping. En tog, in hierdie laaste skeur van spier en weefsel, in hierdie finale stroom van bloed en water, sal jy rus vind. U hande sal vry wees, u oë sal geregtigheid sien, u lippe sal glimlag en u voete sal ons huis toe dra. En daar sal jy weer rus, die keer in die omhelsing van die Vader. Dis Kersfees, Immanuel, God by ons. God het onder ons kom woon. En daarom mag ons diep bewus wees van Jesus wat mens geword het, sodat die mens naby aan God kan kom. Amen. Here, dankie vir die stuk genade wat U aan ons kom bewys het. Dat ons hierdie Kersfees kan weet dat dit is nie net 'n Bybelverhaal nie, maar dit is nie net 'n storie nie, maar Here, dat U onder ons kom bly het, dat U mens geword het, sodat ons nader aan U kan kom.
Here, dankie dat U geleer loop het, sodat wanneer ons loop, U saam met ons is. U ons trane kan afvee, omdat U self gehuil het. In hierdie Kerstyd maak ons dit diep bewus daarvan, dat U by ons is. Soos U by Hemelvaart gesê het, U sal wees, tot aan die einde van dae. Mag ons wanneer ons hier uitgaan, stukkie lig in die donker wêreld gaan wees. Mag ons liefde bring, hoop, en alles wat goed is. Ons bid dit als in U naam alleen. Amen. Daar is vandag geen kollekte nie, en ons sluit af met welkom o stille nag. Nou die seën. Mag U die volgende keer wanneer 'n babatjie lag of die wind waai, stil staan en luister as sy majesteit fluister, ek is hier. Amen.